5 ligte kykers, raas. Edda? Ons is terug na die origins van die ligte van die 5. Terug by die OG. En al wat ons nie vanaand hier op hierdie tafeltjie van ons het nie, is 'n John Deere grasnyer. Jy weet, en As en, dit so 'n sombrero. as jy dit nou sê en 'n 10-second penalty. Ja, wel, ons het verloor, so dit is okay. Ek sien wat jy daar gedaan het. Ek sien wat jy daar gedoen het. Ja, letterlik die Red Bull en hy is nou 'n Ferrari, daarom ons weet. Nou maar vrede maar doen, nie maar wel. Net punte huis toe gebring. Hy het punte huis toe gebring. Ja, ek dink wat 'n race, hè? Ek was bekommer dat dit dalk 'n vervelige reis sou uitdraai. En ek weet nie regtig hoekom nie. Miskien omdat dit nie 'n sprint naweek of so iets was nie. Ja. En ja, daar was taamlik aksie gewees. Ons het ons nou saam gekyk en ons het die screens aangehad en overtakes antisipeer onboards gehad. Dis ook hoekom. Kort het ons gesien hier gaan 'n battle unfold en dan of die ouens spit net voor dit of die battle het nooit gebeur nie. Maar ja, dit was vir my baie exciting. Dit was brilliant. Ek dink die eerste draai het opgelewer wat ons almal predicted is weet ek het al gehoor van 2 in 1 draai gaan wen, maar nou nog nie van 4 in 1 draai. Nee, dit was Ons ek bedoel dan onder die manne het 'n bietjie ons het die gras gery. gras gesny, ja. Verstaan jy? Ek het as jy vraag vir jou, Loos het mos nou 'n penalty gekry. Ek het gesien langs die baan is al paadjies geteer. Ja. Wat ek nou aanneem jy moet opbly. Is dit waarvoor sy penalty was? Of moes hy om net om 'n daai baadjies nie baie genoeg gery. Dit is en dis ook nie die vinnigste pad terug na die baan toe nie. Nou my vraag is moet hy nou reg uit hierdie kant en dan die double apex corner vat of kon hy maar gedoen het wat ek gesien het en net afgeslek het en die data sien dat hy net hierdie gap re-establish, which is also fine. Vir my moet dit die veiligste opsie wees. En die veiligste opsie is nie noodwendig om van die baan af en terug in die baan in te ry nie. Hoe verder jy vorentoe kan ry, hoe veiliger is dit, surely, right? Presies. En daai stukkie pad is snaaks geteer daar. Dit is en dit voel net vir my ek dink ons sal nou 'n bietjie daaroor praat, maar ek sien dit was 'n bietjie van 'n chaos. Ja, en hoe die FIA stuurs het hanteer, was rarig. Maar ek dink hulle is een van die grootste teleurstellings hierdie jaar vir my. dan veral in hierdie race, want ek het nie vir gesien dat nooit dit uitgesaai nie. Maar daar het Yuki Tsunoda amper 2 manne gelem op die baan. Dit was Liam Lawson. Ekskuus, Liam Lawson, ek's nog by Yuki. Nee. Freud. Nee. Ja. Maar nou wil ek ook net by sê, Loos het die trek verlaat, gras gesny teruggekom. En daar waar Loos het gedoen het, was daar nou 'n stukkie pad geteer. Maar so het Max het ook gedoen en 'n paar ander ouens het dit ook gedoen, maar Loos het 'n penalty gekry en dit was 'n 10 sekonde penalty, nie 5 nie. Ja. My vraag is, het hy die penalty gekry for not joining the track safely of het hy die penalty gekry for not following the steward's directive? Of sorry, the race directives, of het hy 'n penalty gekry for not giving a position back wat hulle geag het hy moes teruggegee het? Ek dink ek gaan oor die rejoining the track in 'n unsafely manner. Maar was dit unsafe? Ek dink nie so nie, hulle dink so. En dit was meer vir ook for gaining an advantage. Rejoining track and gaining it. Going off track and rejoining for gaining an advantage. So Ja, maar 10 sekondes dan. Die rede hoekom ek jou vra is want as jy 'n posisie gevat het en hom nie teruggegee het nie, dan by al mens gee 10 sekondes want jy moet hom straf. ja. Maar as jy afgegaan het en teruggekom het omdat jy tyres wou spaar of net nie jou tyres wou seermaak om 'n skerp chicane of whatever nie, 5 sekondes is genoeg. As jy nou 'n regte penalty moet gee, maar ook how do you determine ja, ek weet nie, dis Ek dink dit weer eens die consistency. Max vlieg langs die kant aars en jy kan duidelik sien hy dra te veel spoed met draai, hè. Charles het te veel spoed met draai en gehad. Ek dink as jy kyk na daai starts van hom, Ja.
Hy het letterlik Ja. gesqueeze. Ja, Okay. ja. Fair enough. Lewis can live with that. Kudos vir Lewis om sy voet daarin te hou. Jy weet. Maar jy weet nou gaan Max daar wyd om. Ek bedoel, hy het ook gerejoin weer op Ja. op die Apex. Nog weier en op die stryd, ja. Heel in die begin al ewen, ja. Ek dink nie dit is fair nie, jy weet. En dan jy weet, het Max in feite 2 keer afgegaan. Ja. So, jy weet weer eens ek dink daar moet 'n iewers 'n regulasie inkom met dive bombs vir my. Ek dink weer eens Maar dis 'n probleem, want daar is 'n regulasie. verstaan nie of ons moet net die regulasie wegvat. Weet jy wat En ons sê net luister as jy bots racing incident of jy by die overtaking maneuver inkom en jy slaan wiele met die ou wat jy probeer byvat. Dis jy die skuldige. Maar okay, maar dit vat ons nou terug na Carlos Sainz laasweek toe, né? Nou die ou het gedive bomb tot 'n mate, sure. En toe maak hy kontak net wiel op wiel, fine. Nee, ek sê dis unfair. Daar was groter kontak. Kimi is toe nou af, okay, fair. Okay, nee, fair. Sorry, ek het nou myself misgous. Ek dink legit net terug na Max se tweede insident wat hy kontak gemaak het, was dit met Charles, was dit met Lewis gewees. Met een van die Ferraris. Kontak gemaak, hard genoeg kontak, niks damage nie, maar daar's kontak. En kontak vir my is 'n collision, right? Is dit nie? Kontak is 'n collision, right? So my vraag is Max van agter af kom in dive bomb aan die binnekant bietjie torpedo, kontak maak en dan die track leave nadat hy kontak gemaak het, vir hy die posisie teruggee, maar nog steeds this causing a collision. So dit wanneer is dis weird, I don't know. Ja, is baie moeilik, maar weet wat ek dink op die einde van die dag. Ek dink daar's soveel dit raak soos 'n scrum in rugby, daar's te veel reëls. So technical en dan af hoe jy dit soos in rugby is 'n baie goeie voorbeeld, want in 'n scrum kan daar 4 goeters verkeerd gaan, né? En so die ref kan nou hy kan nou vir enige van 4 goeters blaas en dan sy reg. Maar wat sien dit eerste gebeur? Of hoe kyk jy daarna? Of wat sien margins of wat voor dit gebeur het en waarvoor jy nou actually geblaas het? Verstaan jy? So ja, goeie voorbeeld. So ek dink dit dis ek dink een kompliment wat ons moet gee vir die naweek. Dit was eintlik 'n paar, maar net kom ons begin gou breedvormig. Wat 'n lieflike baan. Ek love it. Dit is vir my so lekker track, sy technicality spesifiek. Die crowd was loud geweest die naweek. Lewis, even na quali kon niemand eers vir Lewis hoor met die post-quali interview nie. Ek het gesien die manne het mekaar se kille ingeklim, mekaar se oë gepolish. Ja, verstaan jy? They were there tequila. Ja. Maar daai dit ek weet weet jy Aries en 'n paar van die ander manne is lieflike Lando Norris fans. Die ekke? Ja, ek dink jy maak van Norris. Nee, ek is glad nie 'n Norris. Ek hou van McLaren. Ja. Maar glad nie. Ek dink ons kan dit met die ou het rara. Nee, brilliant race. Ja, nee, het. Ja, jy's reg. Heel naweek, ja. Ons almal kan stry die ou assistance of nie assistance of favoritism of nie. Ja. Ek bedoel hy het 'n baie vinnige Ferrari die naweek agter hom gehad. Hy het 'n Max Verstappen daar gehad baie met potentially ook beter wil gedoen dis hy beter qualify. Jy weet met hy het op die einde dieselfde paces is as Norris gejaag. En hy het pole gevat, hy het 'n baie goeie strategie gehad. Hy kon sy bande mooi ek so ek dink met wat hy gehad het regtig goed gery. Hy was hy lead die championship met 1 punt. Wat significant is, maar ook eintlik negligible insignificant is. Maar ek nou wat ek nou tong in die kies wil sê is dat Lando Norris het 'n baie goeie naweek gehad, het 'n baie goeie reis gehad. Decision making was reg. Okay, hier is een ding wat hy op sigself, op sy eie baie goed gedoen het. Hy het 'n goeie wegspring gehad. Actually, en ons weet mos nou Lando vat 1 keer en 4 kere. Een uit 4 kere vat hy
En dit is cool want ons het gesit net voor die reis en ou Aries het gesê hoe bekommerd hy is en ek het nogals onthou jy, ek het nog gesê ja, maar my gut is dis daai 1 uit 4 reis's wat dit actually gaan regkry. Jy first. En jy is gewoonlik vulnerable in Mexico. Ja, ons het al oor gepraat in die vorige episode in die track position van die wegspring af. En die stryd en alles wat ons aan. Maar anyway, nou maar hier is wat ek nou wil sê en ek wil ons nie in die rabbit hole af te gaan nie, maar ek is nog steeds baie bewus van Oscar Piastri en sy team dynamic en whatever in 'n kontrak tussen Zak en Lando staan. Ek call me a conspiracy theorist if you will, maar there's something up. Ek is verbaas dat Oscar nie ook so goed perform het soos Lando nie. Ek wil nie redes of conspire nie, maar ek wil net sê ek is verbaas oor. Die ou het 'n brilliant reis gehad as hy in ag neem van waar hy begin het nooit deurgekom het sy challenges en die span het nie sy pitstops opgemors of enigiets soos dit nie. Ek dink die span het sagte calls met hom gemaak het. Maar jy weet hoe kompleks 'n Formule 1 voertuig is. Jy weet hoeveel rolspelers daar in 'n span is vir elke driver en dit kos 'n spanner draai van so 'n bietjie of een persoon of 'n paar sekondes later 'n call maak om vir een voertuig baie stadiger as 'n ander een te maak. En ek sê maar net weer, nou dat hulle die championship gewen het, hoef hulle niks eintlik verder te doen as span nie, behalwe hulle moet hulle driver agreements, hulle kontrakte met hulle drivers honor. En dit is my baie interessant hoe Oscar, want nou daai Arne het 'n baie cool statistiek deurgestuur. Lando het by ver by die grootste margins hierdie jaar nog 'n race gewen, 30 sekondes whatever. Maar Oscar het nog steeds 7 races gewen teen Orlando se 6. So Oscar, ja, Lando het 1 punt meer want Lando het in die off wins het hy obviously dan 1 meer punt geskoor. En eintlik baie meer want hy het 1 wen minder. Maar dis my interessant want Oscar is vir my nog steeds eintlik die skerper, die beter driver. Hy het meer wenne, hy is definitief meer cleanies en. So interesting dynamic wat daar gebeur, you know. Ek wonder hoe voel Oscar daaroor. Ek sal graag 'n interview met die ou wil hoor off the record en hoor wat hy dink en of hy voel die span gee vir hom hulle alles en of hy voel hy self skuldig het hy aangejaag was hy over-eager of sy dissipline was nie of sy fokus was nie, I don't know. Ja, dit was my baie oud in die begin nie, nou weet jy, hy McLaren regman rails gelyk soos Sondag. En ek moet sê Oscar het actually op die beste gelyk in die reis. In die reis, ja, maar reg gesukkel. Hy het, ja. En man, die reis het hy iets en hy sê hulle het 'n paar veranderinge gemaak vir die reis. Which means hy het 'n bietjie gesacrifice aan quali maar en sy 5de plek wat hy verdien was brilliant. Maar ook amper drive of the day vibes, you know. That's fit for doen. Ek dink McLaren is besig. As ons nou holisties kyk hier na raas, hulle het weet saam verlang en nou is eintlik 'n onmin aan te doen. Want ek weet daar's baie mense wat glo as great marketing material whatever. Maar ons het vergeet, ons moet nie vergeet hoe sowel soos wat mense 'n show wil sien, is 'n sport. En 'n sportman en 'n sportvrou moet op meriete 'n kampioenskap verdien en wen. Op die einde van die dag, of jy nou 1 punt of 2 punte het, skiedenis sal sê Michael Schumacher het in 2000 Ja, of course, ja. Antonio en het Malcolm 'n 6 times world champion daai tyd in die jare nog. Ja, maar die punt is dis wat skiedenis het. Nou as jy hierdie hele ding fabricate, is dit net weet almal aan sê luister jy die beste kar gehad en jy het self gefavor. Maar dit is ek bedoel daar gaan altyd daai comments wees as ons kom uit 'n 7 jaar dynasty met Lewis Hamilton waar die Mercedes so goed was. Nou dat die Mercedes nie meer so goed is nie en na post 2021 en als word Lewis se weaknesses exposed.
has to be said. Ek kan nog steeds Lewis is 'n baie goeie driver en hy is waarskynlik nog steeds een van die top 5 beste drivers op die grid. Is hy die beste van die top 5? Was hy regtig elke jaar van sy 7 jaar die beste driver op die grid? Waarskynlik nie, I don't know. Maar hier is die realiteit. Die Springbokke is ook net so goed soos die coaching staff. As die Springbokke het 'n paar jaar terug, wat is dit nou? 6, 7, 8, ek weet nie hoeveel 9 jaar whenever terug was daar nie 'n Erasmus in 'n job nie nie. En die jare voor dit vir argumentsenthalwe. Nou die coaching staff is die voertuig en die driver is die speler. So die sport bestaan ook uit meer as net die speler. Has to be said. En dit is waar ek dink F1 my dan nou regtig wel cooler is as F2 of F3, want die span en die team members, die ouens wat die big bucks earn, dit is deel van die sport. If you don't hate the player, hate the game. En ek dink dis iets wat ons dalk bietjie meer moet recall op hierdie show ook, is dat, en ek reprimand myself ook nou eintlik, want ja, maar hier is waar my kop gaan, en dan wil ek ook nou eintlik klaar wees met McLaren vir nou, vir 'n oomblik, maar indien Oscar voel hy word 'n onreg aangedoen of sy kontrak is nie so goed soos Lando geskryf nie, of whatever the case may be, wat is sy opsies? Gaan jy Mercedes toe met die derde beste kar nou so terloops na hierdie naweek, wat ons nou oor gaan praat. Nou sit jy in 'n kar wat goed is, maar dit is nie so goed soos die McLaren nie. So nou dis is Dwan van der Merwe wat besluit ek gaan nou vir Skotland rugby speel. Cool, jy doen great my ou. Brilliant, regtig. Maar jy het nie 'n rassie en 'n naber nie. Verstaan jy? So then you do you. Ek wil jy het 'n opsie, jy kan terugkom, maar jy is mos nou op Stropolis daaroor, so bly dan nou maar waar jy is. Selfde hierso. So wat doen Oscar Piastri? Hy moet follow suit, hy moet conform, hy moet inspel in whatever it is, want hy gaan nie so goeie opsie hê tans by 'n ander span nie. So jy kan regtig net jump ship wanneer jy weet iemand anders kan vir jou voertuig gee wat jy ook mee kan gaan compete. En tans is dit, even die Red Bulls is of questionable, die Ferraris lyk goed, maar ek ry beide vir Charles en vir Lewis, net op talent en capabilities, en hulle albei sukkel om, ek het op 'n stadium gedink, hierdie is die naweek wat Charles gaan dalk 'n wen kan vat. Ons het, ek onthou, ek het nou die episode teruggekyk, wat ons laaste opgeneem het, en toe ek gedink, ek was harsh toe jy het op staan gesê, dis highly unlikely vir Charles nog 'n race te wen na die einde van die jaar, toe was ek so onsensitiewelik, toe sê ek nie, is nie highly unlikely nie, dis net unlikely. En toe dink ek nog weer daaroor, en dink ek, ja, maar dit is seker, dit is unlikely, statisties gesproke, maar dit is eintlik baie moontlik. Maar, en dan kom 'n naweek soos hierdie, en dan ry Norris daai McLaren, en also daarmee saamgaan, is net so vlamwarm, en Leclerc het gesukkel. En dit bring ons dalk nou, ek weet nie of jy eers by Ferrari wil stop nie, want ek wil by Ollie Bearman ook uitkom. Ja, ek dink as is, nee, gaan die Ferrari squad, ek dink Charles het uitstekend gedoen. Extremely lucky met die virtual safety car op die einde. Hy was baie lucky, ja. Maar ek dink as daar nou een keer is ek nou maar gehad het Max en verby Charles kom, is dit nou daar. Jy weet, maar Ja, ek hoor wat jy sê, ja. Die realiteit is, vir enige dag, is dat hy het verdien, hy het brilliant gery. En ek dink ook, die feit versus vir Lewis vir 'n oomblik kan uitkom. Ek dink dis nie vir Lewis die beste naweek is in so. Maar dis ook nou al 2 naweke in 'n ry wat hy consistently, is dit net 2, was die vorige een gewees? Ja, die ene naweek het hy 10 te gaan. Ja, die Ferraris het, dis reg, want hulle het nou begin, uit die aard van saak, het hulle by Mercedes verbygegaan op die constructors, né? Ook net 1 punt, ja. En ons het net laasweek daaroor gepraat, né? En obviously Kimi Antonelli, dit is 'n game gelig vir Mercedes, maar Lewis ook. Jy weet, en Lewis was rarig aan lappie met die Kensington en penalty gehad. Ja, ek stem saam. Stem glad die sou daarmee nie. Ek stem saam met jou, nie daarmee nie. Ja, en ek dink
Dit was 'n bietjie harsh. Ja. Ek dink dit was 'n bietjie hard. Ek dink ou het regtig al penalty regtig baie vrygespring en al was actually ou Maximus. Ek wonder of daar nie meer agter daai penalty is. Ek wonder of hulle nie voel dat hy het 'n posisie aan vasgehou wat hy nie verdien het nie. Ja, ek sê was gaining in advance. Maar ek wil dit weer gaan kyk want ek kan nie onthou hy het definitief nie 'n overtake gemaak van die trek af nie, right? Hy was gedaaipaal deur Max in draai 1, gebump deur Max. Was dit net na dit gewees? Toe hou Lewis sy lyn op die trek, Max kat die trek, Lewis kom verby, Russell's reg agter hulle en toe kom Lewis vir die buitekant, die lock up. En dis waar hy toe die exit vat waar Max het op die trek gebeur. So dink jy die stewards is van opinie dat Lewis sou sy posisie verloor het as hy die trek gebruik het en toe jump hy en hy gee nie 'n posisie terug nie wat hy nie verloor het nie en dit is dit wel vir okay, fair. Sure. Want as indien dit die interpretasie is, maar hulle het nog nooit so call gemaak nie. Jy moet eers die overtake maak voordat jy 'n posisie kan teruggee. Yes, right? Ja, in my oor was 'n solid racing incident. En ek dink want ek gou as jy kyk na die opbou tot daai draai. Max kom in. Maar Max is so hierdie ja. Bump. Hy hou lyn. Max gaan kat ook 'n corner. Ja. Keine advantage. Ja. Okay. Maar vraagie, toe Lewis gerejoin het, was die gap baie groter na Verstappen toe, right? Ja, sure. En hy het dit nie, maar hy het hy gesluit. Okay. Ek kan dit nou nie onthou nie. Dis wat ek nie kan verstaan nie. Ja, want dan ja, I agree. Ja. Ek bedoel en so en dit het dis waar ons dan nou gaan kom na al die Bremen toe. Waar al die great naweek gehad en regtig baan iets gevat het. Van ja, die ou was yster geweest. Ja, maar altyd Haas is dit goed gelyk actually, hè. Net ek kan dink. Ek het hom gestem Driver of the day, maar hy het dit gewen ook, né? Allie het hy nie? Ja. Ja, ek dink so. Ek besef nou terwyl ons hier oor praat, toe Allie in derde posisie so lank gehou het, ek nog ons onthou, ek weet nie of jy onthou nie, ek op 'n storm 'n comment gemaak van ek sou baie verbaas wees as hy die posisie hou. Dit sal great wees vir 'n underlier, 'n outlier om 'n podium te vat. Dis altyd lekker. Maar ek was nie oortuig van dat hy sou nie, want dit is Haas en daar's baie pressure en die ouens van onder af het gebou en jy kon sien in die timing en die tye. Maar in elk geval wat ek nou besef is dat ek het nog nie my Super Bowl results gaan kyk na die naweek nie. En ek het punte nodig. Ja. Het jy gaan kyk? Ek het nog gaan kyk. So en maar terwyl jy nou kyk daar, ek dink Ag, yes. Ek dink hy weer en ek ook al jy kon. Nee, ek het die minste gekry van almal. Nee, jy het flippend great gedoen, hè. Jy het beter as Kali klassiek gedoen. Ja, dankie Kali. Maar bro, hoe kry jy dit reg? Het ek nou so 'n snol aangehou. Hoekom sou ek nou vir Tsunoda op die top 10 gesit het? Tsunoda was binne die top 10 vir 'n ruk gehardloop. Yes, ek het 'n terrible naweek. Okay, anyway. Moving on swiftly. Wat het jy gesê? Jy het amper so sleg soos ek gedoen, maar jy het 4 ouens op die reg. Jy het vir Leclerc tweede gekol, daar het jy extra volle punt gekry. Dan het Piastri, Antonelli en Russell op hulle posisies reg, wat jy vir elke 'n halwe punt gekry het. Daai is die verskil tussen my en jou punte, 2,5 punte. Ja, so ek kan nie wag vir die nuwe seisoen nie. Gaan dit alles AI. Kan ons hoor. AI. Ons het ook meer ouens in ons groep nodig. Yes, ons groep se kompetisie is so tight. Ek kry nie. Ek kom nie top 10 nie. Dames en here. Ons het nodig het hulle participate. Ons moet 'n prys, ons sal ek dink as ek gesê jy gaan 'n prys kry. Ek sal 'n paar entiteite kry om vir ons pryse te sponsor vir ons Super Bowl groepie. Dis 'n goeie idee. Wat 'n bietjie aktiwiteit. Ek wil nou gaan my rand uit my stelsel uittrek. Op wie? George Russell.
kan ek net sê hoeveel viewings graag. Wanneer niks nee, track 6. Dis 'n Mercedes ding. sê van Verstappen dan Ryan en gou op die altyd met baie. Nou die naweek stres hy so groot dat hy roer die radio hy maak is. Ek het 'n McLaren of my sterre. Hy was baie entertaining, maar dis deel van hoekom dit so cool reis was, right? Presies. So wat leer dit vir ou Hasseltjie? Waar bly jy? Dan Ek dink hy gaan nie. Ek dink ek kan stil bly. hy sal ou wat baie rasioneel is, so hy sal 100% kan motiveer in sy span en jy weet al hy ingedoen het. Hy rasioneel maak 'n besluit om 'n voetbal te wees in die wêreld. This is true. Maar okay, maar hier is my vraag. Want ons hoor hom nie elke naweek soos dit nie, right? Nee, fair, maar okay, maar ek praat nou spesifiek van wat daar gebeur het. Maar as dit 'n Alonso was of 'n Charles was of 'n Verstappen was for that matter en hulle al drie het dit al gedoen byvoorbeeld, dan sou dit nie so irriterend gewees het nie. Die verskil is George en sy persoonlikheid. Which I will also admit to. Ek bedoel ek ry die ou. Maar sy persoonlikheid hy raak 'n tipiese Brit. Soos maar Jy weet. Hy's bietjie uptight. Dis eintlik vir my jammer want ek ry nog as die ou se motivering en hoe sy ou spreadsheets en ou Claire en almal gaan wys het. Maar hy is besig ek is ook besig om te gly en hom te kry want hy's ek dink as jy net ek dink as jy ophou kla en ja, dis wat my pla. Ek hou nie van ou kla nie. Ja. Omdat hy ophou kla, dis sekerlik lekker. You know. Nee, ek weet nie of ek daar is met hom wat lekker met hom is, maar okay, maar jy sê jy met die rooi hoetjie. Met jou 44 kussentjie. Waar is jou kussentjie? Jy is al vergeet as hy so ontlaaf op hom. Okay, maar jy verrasker shame. Maar daar's meer as net dit gewees van George. George het nie ook was ek nou confused met laas naweek. Nee, George het nie nou wat my afgepeet het nie. Is dat hy gerand en ry en gekla oor Kimi wat nie vinnig gespoor hom nie. Ja. Omdat sy bykom en toe is like hy agter lokomotief. Hy was nowhere gewees. Ja. Jy moes die plek op hy dag teruggee vir Kimi. Ons maar op dieselfde punt was ook kudos gee vir Ferrari want hulle het reg gekry. Laat hy deurgaan, gee die posisie terug, all fair, baba. Die enigste ou is actually team orders regtig perfek is Ferrari want hulle was so goed daaraan. Ferrari was goed die naweek, ja. Maar ek bedoel McLaren David, ek bedoel Red Bull het net een team order. Verstaan jy net Max? En wel McLaren amper ook as altyd gee Ferrari die benefit. Mercedes exactly. Mercedes is gee my die plek. En as dit is well bro, dan gaan jy doen is dit jou ball and chain is op jou ass. Verstaan jy? Ironies vinnig is dit dan nie Lewis Hamilton wat vroeg in die race al gevra het, hoorie, wat gebeur met die ouens wat die corners cut nie? Ja, dit is. En toe kry hy 10 second penalty. Ons het shut up. Donne. Ja. Maar in elk geval. Maar maak jou rand klaar by George, ek wil hoor wat jy nog te sê. Dit is backhou. Verstaan jy? Ek dink George moet rarig net sy backhou en reis. Skree in 'n kussing. Pak vir my klein kussentjie in jou kajuit, in jou helmet, klein kussentjie. Ja. Druk 'n knolla, skree in die kussentjie, kom ons gaan aan. Ja. Verstaan jy? So, jy weet, ek dink dit is einde van die dag. Ek dink ek's deurgestel en dit ek kyk 'n ander ou wat eens my uitgestaan het die naweek was Sainz. Moet ek weer eens gehad, hè? Erg. Dis jammer hy die 5 plekke penalty gehad. Ja. En ek dink hy het actually die steward se job vir hulle gedoen op die einde van die race was. Jy weet, hy het daai trolley so mooi ingetrek. Jy weet, en daai gaping is soos wat jy binne 'n ander trolley intrek, weet jy. Maar ek bedoel, hy kon nie sy kar op 'n beter plek parkeer het nie. Nou dat hulle dit moes virtual safety car eerder as net 'n hele flag in daai sektor gaan my verstand te bowe. En dit is die stadigste gedeelte. Ja, alreeds. En
calendar Maar- volgens my. Again, Sainz het sy kar nie soos 'n rookie afgetrek nie. In fact, paar ouens kan 'n lesie daar leer by hom. Maar die Haas Garage het natuurlik ge-celebrate asof hulle gewen het, want ek is surprised dat al twee Haas voertuie punte aangeteken het. En ook 'n Bortoleto het punte huis toe gebring nadat hy eintlik baie gesukkel het. Ek bedoel, ek het honestly, even na die 10de lap, so ek nie my geld opgesit het dat Bortoleto gaan punte skoor nie. Ek bedoel, daar's Tsunoda, Alonso, en dis weer eens 'n ander span wat my ook teleurgestel het. Die naweek was Aston Martin, ag nee, hulle seisoen is verby. Ek bedoel, Aston het goed gelyk in die begin van die naweek. Dis baie teleurstellend. Ek weet nie of hierdie waar is nie. Maar ek het Nee, Adrian Newey is daar, hy's regtig daar. Ja, ek sukkel ook om dit te glo. Ek weet ook nie of dit waar is nie. Maar ek het gehoor deur Mac en Tommy te kyk op YouTube dat hulle gesê dat Alonso het in die fits ingetrek want hulle het gevra dat hy kon straal voor laat verbygaan en hy gewy het. En hulle het aangaan en toe hy klaar is te kan trek sy kar in. Wag, kom weer. So hulle het gevra, okay, laat vir 'n straal deurgaan, toe hy soos nee, ek gaan nie. Gaan nie met hy se vinniger. Okay, en toe het hulle hom gekom om te box en toe besluit hy gaan net retire. Want hy weier om vir Dit is nie onmoontlik nie, want ek het net gehoor, ek weet nie hoe waar dit is. wel dit het my sy pitstop, die feit dat hy retire het, dink ek het vir ons almal onkant, even die commentators. Dis toe ek weet ons met die onboards gaan kyk. Ja. Ons kan dit doen. Ja, so dit was ook interessant. Alpine was teleurstellend. Vir my weer eens, maar ek het ons begin dit verwag. En Nico Hulkenberg het ook regtig gefeature die naweek. Ja. So ek dink ja, dit was regtig en ek dink die ander span wat soos dan hulle daar, dan hulle nie daar nie. Is ook Racing Bulls. Right, ja. Gans Lawson of Hajar daar. Hoe kom ek Lawson retire? Weet ons dit? Ek het dit gemis. Ja, behalve daai keer Marshall se nou ontkoming. Het hulle hy kontak gemaak. En hy het te veel damage gestay. En dan spaar hy maar die engine, want onthou dis hoogteposisie speel, engine kan nie genoeg. Ja. Nee, dis hoekom hulle Ja, is nie gesond vir engine, ja. Maar ek wil dis interessant as jy dit in die naweek kyk. Die ouens met die grootste cooling wens was McLaren en Williams en Maar ek bedoel almal het fair, almal het groot wens gehad, maar daar's van hulle wat net bietjie groter was. En dis that's what she said. En dit is interessant, die Mercedes spanne het regtig groot wens vir hulle engines gehad. Dis cool, nou behalwe vir McLaren wat die race oortuigend gewen het. Ek bedoel al twee Haas het punte huis gebring. Die twee Ferraris het 'n goeie naweek gehad. Hallo almal, dis Kali Klassiek hierso van 5 ligte. Ek kon ongelukkig nie saam met die twee manne gisteraand rekord nie as gevolg van werksverpligtinge, maar ek wil ook graag net so vinnig my 5 sent 'n bietjie met julle deel. Lando het werklik wel goed gelyk hierdie naweek. Ons moet hom wragtig krediet gee. Hy het regtig goed gery, hy het 'n goeie naweek gebou. Hy het alles gevat wat of van die begin af, sy kwalie was goed gewees. Hy het fantastiese wegspring gehad, iets wat ons nie gewoond is aan Lando nie. Goed weggespring en daarna obviously het hy nou natuurlik een of die jaar se grootste met 30 punt iets, kan nie die punt onthou nie, maar in elk geval punt iets sekondes wat hy die reis mee gewen het. So goeie reis deur Lando gewees. Dan Oscar, ek vind nou ook nie heeltemal in die roemerstrap van wat daar oral buite aan die gang is nie, maar ek dink daar is tog 'n paar vragies wat regtig staan en wag vir ons. Rondom Oscar en rondom die kar. Kyk, verlede naweek het ek reguit gesê dat my verwagting was eintlik dat die kar het dalk meer seer gekry in daai sprint.
reis waarna hy en Lando en Nico Hulkenberg mekaar ontmoet het. En ek het gedink dis dalk as gevolg daarvan wat hy nie meer die spoed gehad het en waarmee hy kon aangaan nie. Maar dan was dit natuurlik ook hierdie naweek wat Oscar regtig gelyk het asof hy sukkel. Hy kon nie, sy quali pace was ver agter gewees in vergelyking met Lando. Ek dink hy was iets op 'n stadium iets soos 600ste van 'n sekonde al weg van Lando af. En ek bedoel op 'n McLaren kar, 2 McLaren karre wat so goed gedoen het. Ja, mens kan dalk sê dat hy kan deur 'n dip gaan, hy kan nie druk voel van Max en van Lando af, maar ek kan nie dink dat 'n bestuurder van sy kaliber regtig so groot druk gaan voel dat hy so groot gaan sukkel nie. Dit voel vir my tog, mens wil nie sê dit sê nie, maar dit wil vir my al voel iewers in McLaren is ietsie lekker nie. Is daar dalk in die kontrakte iets rondom Lando en Oscar, is daar dalk iets wat hulle so 'n bietjie afdraai op Oscar se kar? Ek weet nie, kan dit nie sê nie. Ek wil eintlik uit my hart uit glo dit is nie so nie. En goed, ek dink dit gaan baie hartseer wees as ons in Formule 1 gaan sit waar ons 'n fantastiese bestuurder het wat uit en uit hierdie seisoen wen om die kampioenskap bestuurderskampioenskap te wen en dan sê dit maar agteranvalle of is dit die span wat hom uitsny. Dan is dit natuurlik ook sekerlik FIA is een van die laagste punte wat hulle hierdie jaar gehad het. Ek bedoel daar was kwessies, ons praat al heel seisoen oor hulle baie interessante besluitnemings wat hulle gemaak het op die baan. Eers hierdie naweek was dit werklik waar. Eerste geval was Lewis waarmee ek regtig ook glad nie saamstem nie. Eddie, ek is saam met jou op daai ene. Ek is jammer. Ek weet ek is nie 'n Lewis fan nie, maar wragties. Ek sien dit as 'n regte racing incident. Ek het die videoklip daar ingesit. Jy is welkom weer terug te gaan en gaan kyk daarna. Op daai draai waar Max het ingekom en nie regtig spasie gegee vir Lewis om in te beweeg nie. Lewis wat dalk so klein bietjie van die racing line af was, 'n baan wat verskrik op hy stof opgehad het, so die grip was maar redelik laag as jy af was van die racing line af. En Lewis wat moet anker aanslaan en besef maar luister, hy gaan sy bande opmors, so eerder van die baan af ry en om daardie red die bietjie voordeel wat hy regtig daar uitgetrek het. Ek weet Lewis het voor Max gerieflik uitgekom. Hy het wel stadiger gery, laat Max hom kan invang, maar op die ou end het Ollie daai absolute fenominale verbygang op Max gehad wat weer gemaak het dat Lewis weer verder gegaan het. 10 sekondes, dis hard. As dit nou moet, dalk 'n 5 sekonde penalty, maar prakties, ek dink 5 sekondes, dit het Lewis se hele reis gekos vir hom, wat eintlik hartseer was, want hy het regtig goed gelyk hierdie naweek. En dan natuurlik, ek het nou net gepraat van Ollie, wat 'n goeie reis het daai ou nie gehad nie. Hy het letterlik gegaan en van 'n elke liewe gapinkie wat hy kon gekry het, die oomblikke wat daar vir hom uitgekom het hy gebruik. Dit was eintlik lekker om te sien van 'n rookie waar hy sulke groot geleenthede kon gebruik en actually dit aan mekaar kon sit. So well done Ollie, ek is spyt hy kon nie op die podium staan nie. Aan die ander kant weer, ek dink Max het vir hom 'n goeie go gegee. Jy het nogal gesê dit was vir hom 'n redelike vuilmaak oomblik toe hy met Max langs hom sit en hy moet kompeteer vir 'n posisie. So ek dink dit was 'n fantastiese een dan. Dan wil ek gou hy's natuurlik, voordat ek aanbeweeg, hy's natuurlik, dink ek, sien in dat Haas met Ferrari engines ry, ek dink ek is hy natuurlik 'n baie groot naam wat in die Ferrari garage ook potensiaal kan rondloop as 'n potensiële sitplek wat eendag kan oopmaak. Ek bedoel oor 'n paar jaar van nou af. Ons weet nie hoe die toekoms lyk nie. Lewis wat dalk besluit hy tree af op 'n stadium. Ek weet daar's rumors van Oscar. Rassie het eintlik baie mooi gesê, waantoe beweeg hy uit 'n situasie uit waar hy tans is met 'n fantastiese McLaren kar uit.
So ek weet nie of dit maar net rumors is en of daar werklike rokie is nie. Maar ek bedoel, Ollie is 'n fantastiese een Ferrari om na te kyk. Hy ken klaar die Ferrari engine. So kan net lekker wees om te sien hoe Ollie dalk langs Charles eendag oor 'n jaar of 3 van nou af inbeweeg. Dan, kom ons loer gou vinnig, waar staan ons op die oomblik wat dit aanbetref met die bestuurders se ranglyste. Op die oomblik het ons nou na hierdie naweek vir Lando wat nou die voortou geneem het met 357 punte. Oscar wat nou afgeskuif het na die tweede plek toe, hy staan met 1 punt minder op 356 punte. Dan het ons vir Max wat al hoe nader begin kruip. Ek dink ons het nog 4 races oor van hierdie jaar en daar is nog dis min, dit kan enige iets gebeur, maar ek dink is fantasties lekker om te sien en opgewonde om te sien vir die races wat oor is om te sien waar Max gaan uitdop en of hy kan beklei vir daai eerste posisie. Hy staan natuurlik op 321 punte. George Russell op 258 punte in die 4de plek. Charles is in die 5de posisie op 210 punte. Ek dink is dalk te ver weg vir die 4de plek, ongelukkig Charles. En dan Lewis in die 6de plek op 146 punte. Kimi Antonelli daarna, Alex Albon, Nico Hulkenberg, die ouens is nou almal onder 100 punte. Isaac Hadjar op 10de plek. Kimi wat net so 3 posisies bo hom lê. En dan het ons vir Carlos Sainz in die 11de, Fernando Alonso op 12de plek, Ollie Beerman op 13de plek, wat 'n redelike groot sprong gemaak het in sy posisie na hierdie naweek. Lance Stroll op 32, in die 14de plek. Liam Lawson op die 15de plek, Esteban Ocon 16de, Yuki 17de, Pierre Gasly 18de, en dan Gabriele Bortoleto 19de, en dan Franco Colapinto nog steeds sonder 'n punt op die 20ste posisie. Sal sien of hy dalk potensiaal iewers nog 1 puntjie kan uitskraap, iewers in 4 races. Kanse lyk maar skraal. So ek dink dit gaan 'n moeilike een wees vir hom om sy posisie iewers dit terug te kry of 'n sitplek vir volgende jaar oop te skraap. Dan is ons gaan kyk na die constructors. Ons weet nou al almal, McLaren het die constructors gewen, 713 punte daar vir McLaren. Ek dink niks om verder oor hulle te sê nie. Ferrari het natuurlik weer van 3de af opgeskuif na 2de plek toe. Hulle staan op 356 punte. Mercedes weer ook net met 1 punt onder kan die Ferrari span met 355 punte. Red Bull lê so 'n bietjie laer af in die 4de plek met 346, en dan het ons vir Williams met 111, en dan het ons Racing Bulls en die Aston Martin wat onder die Racing Bulls sit. Hulle is ook nie ver weg van daai Racing Bulls af nie. Haas net na die Aston Martins en Kik Sauber, en dan nou Alpine wat in die laaste posisie sit op hierdie stadium met 20 punte. Wat nog steeds vir my 'n verrassing is. Ek het gedink Alpine gaan baie beter doen en Kik Sauber gaan die een wees wat daar aan die onderkant lê, en tog is Sauber besig om ons net te verbaas. Dan 5 ligte kykers en luisteraars, ek wil net vir julle weer eens baie dankie sê vir almal se ondersteuning. Wat 'n ongelooflike jaar en seisoen het ons nie eintlik gehad hierdie jaar nie. Mens kan nie dink ons is besig om einde se kant toe te staan nie. Like ons, volg ons, share asseblief almal met julle F1 vriende. Ons is op YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Gooi asseblief vir ons almal daarso, share dit met almal. En dan lekker week vir almal. Natuurlik het ons 'n afnaweek wat hierdie naweek lê en wag. Voordat ons mekaar volgende week dan nou weer sien, waar ons met die oploop vir die Brasiliaanse Grand Prix. En daarmee 5 ligte uit.